Ek wil eintlik vir julle sê, my voorbereiding van hierdie preek was anders. Want ek gaan die bulle gebruik as 'n voorbeeld van ietsie van goeds en ietsie van well done, maar die bulle het, yes, hulle het nie goed gedoen Vrydag aand. Dit was 'n swak aand gewees. En dan Saterdag, toe kom die bokke, toe doen hulle goed, so dit was 'n beter aand gewees. Maar as ons altyd 'n liedjie wat sê, maak die bulle almal bokke. Nee. Maak die bokke almal bulle, asseblief. Nou, daai joke is net vir die Bloubil ondersteuners, stommers, julle mag nie daai joke gebruik nie. Julle is nie geldig, julle het nie finals gemaak nie, okay? So, net die Bloubulle kan nou praat, maar Vrydag aand was swak, Saterdag was beter, maar vandag is die beste, want ons God lewe, dis Vadersdag en ons kan hom dankie sê vir die goeie Vader wat hy is. Ek wil graag hê dat al die vaders, steek net julle hande vir my op, al die paas, steek jou hande op. Nou, ek wil hê, as jy in die banke sit en jy sien hulle rondom jou, later vandag, wil ek jy moet asseblief vir daai pa gaan sê, gelukkige Vadersdag. Ons vergeet man, ek vergeet ewen om vir die mense te sê, gelukkige Vadersdag. Moedersdag is dit 'n ding, ons sê gelukkige Moedersdag, met Vadersdag, woep, dit gaan net uit, ons vergeet, dis net nog 'n dag. So gaan asseblief uit jou pad uit, sê vir die paas hierso, gelukkige Vadersdag, eer hulle net vir die werk wat hulle doen. Is julle reg om die woord van die Here te hoor? Vandag gaan ek met julle praat snaaks genoeg oor swak nou, maar steeds geroep. Die bulle was swak, maar die bokke was goed. Maar hulle is al steeds geroep om goed te doen. En vandag se preek is vir die paas, maar ek dink elke persoon hierso kan dit opvat en ietsie daar uitvat vir hulle self. Ek wil dit julle lees uit 2 Samuel 3 vers 39. En hierdie vers wat ek hierso het is in die 20 vertaling, maar die 53 vertaling sê dit vir my baie mooier. Die 20 vertaling sê, maar ek is vandag magteloos, alhoewel ek die gesalfde koning is. Jy sien, dit is Dawid wat hierso praat. Dis Dawid wat sê hierso, hy voel vandag magteloos, hy voel vandag swak, hy weet nie meer wat om te doen nie. En die 53 vertaling sê dit vir my baie mooi, hy sê, maar ek is vandag swak, alhoewel ek as koning gesalf is. En dit is waar ek met julle wil praat. Oor baie keer in ons lewens gebeur goeders en ons voel swak. Ons voel nie meer goed genoeg. Ons voel dat ons is besig om heeltemal ons roeping en ons calling te mis. Maar ek wil vir jou sê, jy is nog steeds geroep. Jy is nog steeds gesalfde van God. Hierdie preek is vir die paas, maar ek wil hê almal moet ietsie hier uitvat. Paas, hierdie preek gaan nie 'n uittrap preek wees nie. Hierdie preek gaan nie 'n preek wees dat ek vir jou sê wat om te doen nie. Ek meen ons hoor dit so baie daar buite. As jy jou Instagram oopmaak, as jy jou Facebook oopmaak, sê die media en die nuus en alles in jou wat jy moet doen om 'n beter pa te wees. Ek wil vandag kom en ek wil vir jou sê, dankie. Well done. Paas, gee julle self net 'n handeklap. Julle doen goed. Julle is besig om leiding te neem. Dankie dat julle opdaag. Dankie dat julle nie afwesige ouers is nie. Dankie dat jy jou kinders oplei om die beste te wees wat hulle moet wees. Dankie daarvoor. Want jy sien, ek wil vandag fokus op 'n dankie sê. Ek wil vandag julle motiveer. Want ons word so baie uitgetrap as paas in die samelewing. Dis elke tweede ding en die ergste ding wat ons uittrap is jou eie gewete. Jy weet jy kon beter doen in 'n manier. Jy weet jy kon hierdie ding beter doen, daai ding beter doen en jy's die ergste judge vir jouself. En ek wil vandag vir julle sê, well done. Dankie dat julle opdaag. Want nie baie mense sien wat julle dra nie. Hulle sien baie wat julle doen. Hulle sien die kos wat julle voorsien, hulle sien die geld wat julle doen, hulle sien die krag. Hulle dink nie eens meer daaraan hoe het hierdie krag betaal geword, hoe is die kos betaal, hoe is die petrol betaal nie. Maar dis die pa wat daai gewig saam met hom dra. Dis die pa wat die stres van die finansies saam met hom dra. Dis die pa wat daai stres van voorsiening saam met hom dra. So well done pa. Gee julle self net nog 'n handeklap. Dawid sê hierso dat, maar ek is vandag magteloos, alhoewel ek gesalfde koning is. Baie keer in jou lewe voel jy regtig ek het die pot mis. Jesus, ek's besig om die verkeerde goed te doen. Jesus, ek's besig om my kinders in die steek te laat. Kyk waar is hulle? Kyk wat met hulle gebeur. Ek weet nie meer wat om te doen nie. En Dawid voel ek was hier op dieselfde stadium. Hy was hierso in oorlog met die huis van Saul.
Hy is nog steeds in die grotte, Dawid nog steeds weggekruip, hy is nog nie koning nie, maar hy is gesalf as koning. So God het hom gesalf, God het vir hom gesê, jy gaan koning word. En as God vir jou sê, jy gaan iets word, ek beloof jy gaan iets word. Dit is nie 'n ding van, hierdie is nou off topic, maar ek lees hierdie ding nou die dag wat sê, Dawid het eintlik vir Goliat gaan jaag, en geweet hy gaan nie doodgaan nie. Hoekom? Hy is nog nie koning nie. Die God se woord het nog nie waar gekom nie, so hy kan nie doodgaan nie. Hy kan nie doodgaan nie, want God het beloof dat hy koning geword, so ek kan maar hierdie reus gaan jaag, ek sal nie doodgaan nie. So dit is die vyf wat ons moet hê, dis die geloof wat ons moet hê in God se woord. Hy sê hierso, ek is vandag magteloos, maar ek is geseën selfs as koning. Hierso het een van sy manne was doodgemaak deur een van sy ander manne, en hy voel by die stadium dat ek sal sê hy voel by die stadium dat hy nie 'n goeie koning is nie, of hy's nie 'n goeie runner-up vir die koning nie, want hy voel hy kon nie sy eie manne beskerm nie. Hy voel dat hy magteloos is. Wie soms voel ook partykeer, jy kry net nie die ding reg waarvoor jy geroep is nie. Jy kry net nie die ding reg wat jy weet jy moet doen nie, en dit is waar hy hierso sit. Maar ek wil vir jou hierdie ding sê, en wat vir my mooi uitstaan van hierdie is dat selfs groot mans het swak dae. Selfs die wat geroep is, het swak dae. Selfs die Dawid in die lewe het swak dae. Nou, hoe dink jy dat jy nie 'n swak dag gaan hê as self Dawid 'n swak dag het? Hierdie ding werk, jy kan ons hom dalk kry. Nou sê hy, selfs groot manne het swak dae. Dawid is hierso, hy weet hy's geroep om koning te wees. Hy weet hy's gesalf deur Samuel om koning te wees. Hy's nie onbewus daarvan nie. Maar hy gaan hierso deur omstandighede wat regtig hom oorheers. Dit is besig om hom te overwhelm, dit is besig om hom van kant te slaan. Hy weet nie weer wat om te doen, waar om te gaan nie, en hy admit ek is swak. Jy sien die ding wat ek wil hê julle moet sien is, hy jok nie vir homself nie. Hy sê nie alles is okay nie. Hy sê nie alles is fine nie. Hy sê nie ek sal okay wees. Nee man, ek sal 'n plan maak. Hy sê nie dit nie. Hy sê ek is swak vandag. Hy admit hy is nie op hierdie stadium die beste wat hy moet wees nie. Maar hy weet ook dat swak dae maak nie swak mans nie. Jou swakheid in jou lewe maak nie dat jy die slegste man is nie. Jou swakheid maak eintlik dat jy 'n sterker man is. Jou swakheid in jou lewe maak jou beter. Want ek voel, hoe meer swak en hoe meer goeders jy deur jou lewe gaan, challenges make strong people. En hoe meer challenges jy deurgaan, hoe meer berei die Here jou voor om die reuse en die berge plat te kan staan wat voor jou is. So hy kom nie voor hierso nie. Hy kom nie voor dat hy okay is nie. Hy sê ek is swak vandag. En in jou eie moedeloosheid en in jou eie omstandighede partykeer voel jy dat jy dit mis het. Voel jy dat jy nie meer geroep is nie. Voel jy dat jy letterlik nie meer die gesalfde van die koning is nie, want jy voel dalk die omstandighede is so erg en ek so weg van die Here af. Dat jy op 'n stadium kom in jou lewe wat jy sê, my swakheid het my oorheers. Ek is nie meer geroep nie. En dis waar ek by punt nommer 2 wil kom deur om te sê dat jou swakheid kanselleer nie jou roeping nie. Dawid het nie gesê, ek is swak, nou is ek nie meer geroep nie. Hy het gesê, ek is swak, maar ek is nog steeds die gesalfde van die koning. Jy is dalk op 'n plek in jou lewe waar jy voel omstandighede is net te erg. Jy is dalk op 'n plek op jou lewe waar jy voel, ek weet nie meer wat om te doen met my kinders nie. Ek weet nie meer wat om te doen om my krag aan die gang te hou nie. Ek kry net nie ons rekeninge reg nie. Ek kry net nie meer die opvoeding vir my kinders reg nie. Ek kan net nie meer die beste man wees vir my vrou wat ek weet ek moet wees nie. Maar ek wil vir jou sê, God het nog steeds jou gekies as leier van daai familie. God het nog steeds jou geroep om die beste pa te wees vir hulle wat jy kan wees. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak van jou foute nie. Maak nie saak van hoeveel probleme jy het nie. God het jou gekies. Hy het nie die ou langs in jou gekies nie. Hy het nie die persoon aan die ander kant jou gekies nie. Hy het jou gekies want hy weet, jy is die beste pa vir daai kinders. Jy is die beste man vir daai vrou wat daar moet wees. En jy sien, hierdie was nie voorbereid nie, maar in my eie lewe het ek deur sulke ding gegaan. Ek is 'n nuwe pa. Baie niet. En moet sê, die eerste paar maande was okay. En dis newborn, hulle lê net daar. Kan nie veel doen, jy's pa is rarig, maar die woord useless.
Jy kan niks doen nie, die baba huil, hy soek jou nie, hy soek mamma. Jy voel useless. En op daai stadium voel ek was die punt misgehad. Ek het heeltemal die punt misgehad. Want jy sien, ek het weg begin beweeg as my roeping. Ek het begin meer fokus op my werk. Ek het begin goeders doen wat ek nie moet doen nie. Ek het begin fokus wegvat van my vrou en my kind af. En ek het begin in werk stoot, in die kerk stoot, waar ook al stoot, en ek het begin swak word. Ek was swak. Ek was so swak dat my vrou eintlik my gedreig het om te sê, as ek nie regkom, gaan sy my los. Ek het op 'n plek gekom waar ek dog ek gaan alles verloor. Ek het op 'n plek gekom waar ek alles sou verloor het as ek nie reg gekom het nie. Maar jy sien, ek het nie gaan staan en op my probleme worstel nie. Ek het nie gaan staan en gesê ek is swak, so ek sal vir ewig swak bly nie. Ek het nie gestaan en gesê ek is swak, so ek my roeping verloor nie. Ek het nie gestaan om te sê ek het die eerste paar maande van my kind se lewe heeltemal opgeskroef. So ek is die slegste pa wat daar is, ek moet maar net loop. Ek het nie dit gedoen nie. Ek het gesê ek is swak nou, maar ek is steeds geroep. Ek is nie nou die beste wat ek moet wees nie, maar dit is my werk om nou teenwoordig te word, om nou present te wees, om nou aandag te gee aan die goeders wat sy vir my uitlig. Ek beloof jou vrou gaan vir jou probleme uitlig. As jy nie weet wat jy fout doen, sê vir haar, liefie, wat doen ek fout? Sy sal vir jou baie vinnig sê wat doen jy fout. Daai goeders, luister vir jou vrou. Luister vir wat sy sê. Doen dit. Hulle is altyd reg. Ek sou gesê hulle is Google, maar hulle is eintlik ChatGPT. Ek lag my ma die hardste geklap het daarso. Dis vir my net baie snaaks. Ek sê altyd hulle is Google, maar nie hulle is ChatGPT op hierdie stadium. Hulle is die slimste. Maar as jy nie weet waar om te verbeter nie, vra jou vrou. Ek wil nie vir julle sê wat om te doen, dis nie die preek nie, maar ek wil vir julle sê, my eie lewe uit, was ek op 'n plek waar ek swak was. Was ek op 'n plek waar ek alles sou verloor het. Was ek op 'n plek soos Dawid, waar hy net voel hy's magteloos. Maar ek het nie gebrom daarby nie, ek het nie gebly daarby nie. Toe ek die goeders gehoor het, wat ek moet verbeter, het ek ingespring en ek gesê, ek is geroep. Ek is geroep om die pa en die leier van hierdie huis te wees, en ek gaan daai roeping vat, en ek gaan die beste pa word, wat ek kan word. Al vra ek help, mans, al vra ek help van my pa, al vra ek help van my skoonpa, ek weet jy moet nie dit doen nie, al vra ek help van my skoonpa, pa, hoe doen ek hierdie ding, pa, hoe fix ek hierdie ding, ek doen dit, want jy moet jou eie trots laat val, partykeer om jou huwelik te laat red. Jy moet jou eie self laat val, om jou huwelik te laat red. En ek wil vir jou sê, jou familie soek nie perfeksie nie, hulle soek teenwoordigheid. Hulle wil hê jy moet daar wees. Hulle wil hê jy moet teenwoordig wees. Ek wil hê almal hierso moet dink. Een ding, as jy jou pa kan aan dink jy aan wat se werk hy gedoen het? Dink jy aan hoeveel geld hy gekry het? Dink jy aan hoeveel kar hy gehad het? Wat se vakansieplek hy jou gevat het? Nee. Jy onthou daar wanneer hy daar was vir jou. Jy onthou wanneer hy saam met jou gelag het. Jy onthou wanneer jy gehuil het op hom. Jy onthou die kere en die tye wat hy daar was vir jou. Elke persoon hierso kan die goed en die sleg onthou van hulle pa wanneer hulle teenwoordig was. Niemand kan onthou wat hulle gedoen het. Niemand kan onthou die goeders wat jy in plek gestel het om hierdie huishouding te fix nie. Hulle onthou wanneer jy daar was om die huis te fix. Julle soek nie perfeksie nie. Niemand kan perfek wees behalwe ons hemelse Vader nie. Maar hulle wil hê dat die pa van hierdie huishouding moet tuis wees en moet lei. Ek wil graag hê dat die demonstrasiegoeders net voorgesit word. Ek wil vir julle verduidelik wat doen 'n teenwoordige pa. 'n Pa wat teenwoordig is, lei. Hy vorm sy kinders, hy leer sy kinders hoe om beter te wees. Hy lei sy kinders om nie dieselfde probleme te doen as wat hy gedoen het nie. Hy wys sy kinders hoe om beter te wees as hy, want dit is eintlik die grootste doel van jy as pa. Jy moet seker maak die generasie na jou is beter as jy. Jy is eintlik 'n goddelike pa, sal ek sê. Want dit is God se droom vir ons as pa, om seker te maak dat jou kinders beter af is as jy. Nou jy hoef nie perfek te wees om dit te doen. Ons het nooit gevra dat jy perfek kan wees, en jy gaan ook nie perfek wees nie. Wees teenwoordig. Wees daar vir jou kinders. Wees daar vir hulle, wanneer hulle op hulle moeilikste tye is. En ek gaan julle hierdie wys. Ek wil hê my pa en my baba moet vorentoe kom wat nou slaap, so hy gaan in die gees daar staan.
Slaan hierso, my lief. Vat die groot beker. Hierso kan jy hierdie vat. Sal moontlik wees. OK. Soos julle kan sien, my pa is die oudste generasie Lorenz wat daar is nou. Lorenz. Dis my middelnaam en dis Levi se middelnaam. Ons is 3 generasies van Legrandsie, ons is 3 generasies van Lorenz. 'n Onteenwoordige pa, en dis nou nie my pa nie. 'n Onteenwoordige pa het sy probleme, hy het sy houer, hy het sy stres in sy lewe. Hierdie is sy houer. Hierdie is hoeveel stres hy kan hanteer. En hierdie is vol met al sy probleme. Hierdie is vol met al sy gewig wat hy dra. Maar jy sien, hy is so besig om sy eie gewig te probeer uitsorteer, dat hy nooit in sy seun belê het hoe om gewig te dra nie. Soos julle kan sien, hierdie beker is kleiner as my pa se. En dan wat op 'n stadium kom in die lewe, kan hy net nie meer dra nie. Kan hy net nie meer die gewig van die lewe dra nie. En dan gooi hy al sy laste oor in my beker. Maar die ding wat ek wil hê jy moet sien is, hy het nooit in my tyd ingesit nie. My beker kan nie dra wat hy dra nie. My beker kan nie sy laste dra nie. En wat gebeur is, dit loop oor. Ek voel overwhelmed. Ek voel die hele tyd overwhelmed. Ek voel ek kan nie meer die druk hanteer nie. Ek voel ek weet nie meer wat om te doen nie. Want my pa het my nie geleer. My pa was nie teenwoordig nie. My pa het nie my geleer hoe om my streshouer meer te maak nie. En dan weet jy wat die ergste is? Kinders doen nie wat jy sê nie, hulle doen wat jy doen. Ek kan probeer en ek gaan vir hom sê, Levi, jy beter hierdie beter hanteer as ek. Jy beter hierdie beter doen. Maar as ek nie die generasie kurs of die generasielyn eindig nie, om te sê, ek gaan nie dit so doen nie. Raai wat gaan gebeur? Dit gebeur net dieselfde. En klein Levi hierso, sy ouer is so klein, en al wat gaan gebeur is, dit loop oor, en ek skep nog 'n generasie wat net overwhelmed is, dit nie kan maak nie, en hy voel net weer in hy selfe siklus. Jou generasie onder jou is slegter af as wat jy is. Jy deponeer nie die moeite in om hulle houer meer te maak nie. Jy deponeer nie die tyd in om hulle te leer hoe om die swaar van die lewe te dra nie. Dan sit hulle in hierdie klein houer. Dis okay as hulle klein houer het, maar jy probeer dat hulle groot houer het. Maar hulle sit vol met jou probleme, met jou laste wat jy oorgegooi het. Maar wat 'n teenwoordige pa doen is hy leer. Hy mentor, hy guide, hy vorm die kinders, want hy's daar. Hy's nie daar om net te regeer, om te regie te wees, om te sê, jy moet, en probeer perfek wees. Hy's daar om te sê, my seun, hierdie is hoe jy dit doen. My dogter, hierdie is hoe jy daai saak hanteer. En 'n teenwoordige pa, wat hy doen is, 'n teenwoordige pa, maak seker dat sy seun, sy ouer groter as hyne is. Maak seker dat sy stres, houer groter as die stres is wat hy nou het. Hy maak seker dat sy seun al die challenges in die lewe kan hanteer wat hy nie kon hanteer het nie. Hy maak seker dat sy seun beter af is as wat hy nou is. Hy maak seker dat hy alles deponeer in sy kind, sodat hy nie so sukkel met dieselfde goed waarmee hy gesukkel het nie. En hier is die ding wat ek julle wil wys, tussen 'n teenwoordige pa en 'n goddelike pa. 'n Goddelike pa gooi nie sy stresse oor na sy kinders toe nie. Hy werp al sy swaar na die Here toe. Cast your burdens onto Jesus. Jy as pa voel dat jy het opgeskroef in soveel maniere. Jy voel dalk jy's nie die beste pa wat jy kan wees nie. Jy voel dalk daar's soveel goeders wat jy beter kon doen in jou lewe. Daar's soveel goeders wat jy kon anders doen. Ons soek nie anders nie, ons soek nie beter, ons soek nie perfek nie. Ons soek 'n teenwoordige pa wat lei uit sy foute uit. Want hoeveel keer moet daai fout nog gedoen word in die generasies wat kom, as jy net vir jou kind kan sê, seun, ek het met hierdie selfe fout gesukkel, jy hoef nie dit te hê nie. Jy hoef nie deur hierdie fout te gaan nie. Hierdie is hoe deur ek hierdie ding gegaan het. Nou keer ek dat daai fout, of daai probleem, of daai insident, nie meer oor sal gaan na die generasies toe nie. 'n Teenwoordige pa maak nie net sy seun, of sy kinders, beter nie, dit maak die generasie daarna, want jou kind sien wat jy doen. Hulle sien hoe jy dit doen, en hulle druk dit in hulle harte in, om dieselfde te doen, as wat jy gedoen het. Jy is nie perfek nie, jy gaan nooit perfek wees nie, maar wees teenwoordig. En punt nommer 4 is, God werk dikwels die sterkste deur gewone paas.
Ons vergeet soms dat Josef 'n timmerman was. Ons vergeet soms dat Dawid 'n skaapwagter was. Ons vergeet soms dat Paulus 'n tentmaker was. Hulle was normale mans. Petrus was 'n visserman. Ons vergeet soms dat ons grootste idols of ons grootste mense waarna ons nou opkyk in die Bybel was gewone mans gewees soos ek en jy, wat nie geweet het wat om te doen nie al die antwoorde gehad het oor hulle probleme nie geweet het hoe om sekere goeders uit te sorteer nie, maar wat hulle gedoen het, hulle was gehoorsaam vir wanneer God hulle geroep het. Hulle was teenwoordig wanneer hulle moes teenwoordig wees. En God het die grootste werk deur hulle gedoen. God het die grootste werk deur 'n skaapwagter gedoen. God het die grootste werk deur 'n visserman gedoen. En jy kom hier om te sê, dit is die pastore. Dis die heiliges wat hierdie goeders kan regkry. Jy kan dit regkry. Ons roep nie perfeksie nie. Ons gaan dit nooit word nie. Ons gaan nooit perfek wees. Ons moet streef daarna, maar ons gaan nooit perfek wees nie. God het jou nie geroep om 'n perfekte pa te wees nie, maar jou geroep om 'n teenwoordige pa te wees. En dis hoekom ek wil sê, pa's, well done. Julle wat hier is vandag, sê vir my, julle is teenwoordig. Julle wat nie by die huis sit en besig is om in die bed te chill, want is 'n reënerige dag, ek verstaan dit, maar julle wat nie by die huis sit en chill en sê, ek sal maar volgende jaar kerk toe kom nie, want julle partykeer kom julle een keer die jaar kerk toe vir sulke events, maar julle wat hier is teenwoordig en julle is besig om julle kinders te leer om God se aangesig te soek. Julle wat sing in die kerk, wys dat julle as goddelike paas in julle huise opstaan, besig om leiding te neem, want ek sal harder skree as my vrou en my kind. Ek sal harder sing dat hulle weet hoe om uit te skree na God toe. So dankie paas. Dankie dat julle omgee. Dankie dat julle teenwoordig is. Dankie vir die laste wat julle dra. Nie baie mense sê dit nie baie mense doen dit nie, baie mense kom en hulle trap julle uit, links en regs om te sê, jy's nie perfek nie, jy moet perfek wees. Ek sê vir jou, jy's nie perfek nie, dis okay. Dis okay. Wees net teenwoordig. Just be present. Wees net by jou kinders teenwoordig. Ek meen, Levi groei so vinnig. Nou die dag kon hy nie loop nie, nou kruip hierdie ou so vinnig as ek om 'n sekonde los is aan die ander kant van die kerk. Ek mis die tye wat hy newborn was. Wees teenwoordig. In 'n oogwink is jou kind groot. In 'n oogwink is jou kind uit die huis uit. In 'n oogwink sien jy nie meer jou kind op elke dag nie. En jy sit dalk hierso en jy voel, ek kry niks reg met my kind nie. Hy wil niks met my te doen hê nie. Hy hou nie van my nie. Hy wil nie vir my luister nie. Ek probeer vir hom raad gee, maar hy sê, ja pa. Ja pa. Ja, pa, maak nou net klaar, dis normaal. Paas, dis normaal. Jou kind gaan deur 'n tienerfase gaan en hy gaan niks van jou nie. Hy gaan niks van jou eer nie. Hy gaan niks van jou respekteer nie. Dit is 'n natuurlike ding. Dis nie jy wat opskroef nie. Ek het my pa die grootste challenges op aarde gegee toe ek 'n tiener was. Ek het vir hom grys gemaak as jy gewonder het. Ek het op 'n stadium niks gehoor op my pa sê nie. My pa sê my raad gee, gesê, ja pa, dan doen ek dit anyways. Maar ek kom op 'n ouderdom, en almal van hulle gaan op 'n ouderdom kom, wanneer hulle breine vorm, hulle gaan bietjie meer wyser raak. Ja, ek het nou breins, hulle sê op 25 vorm jy brein, ek's nou 26, ek het nou breins. Maar kom 'n stadium in die lewe waar die kind se brein vorm, en al is dit nie brein vorm nie, hier by 20's, is jou pa jou grootste held. Ek vra my pa advies oor alles, want hy is vir my die slimste man op aarde. Hy is vir my die slimste man op aarde, hy is slimmer as ChatGPT. Ek vra my pa alles. Jou kind gaan na kom, wees net teenwoordig. Want as my pa besluit het, hy gaan nie teenwoordig wees nie, sou ek na iemand anders gegaan het. As my pa probeer my wegstoot het, want ek's moeilik, en hy wil anyway sê vir my luister nie, okay, gaan maar net weg, sou ek nooit na hom toe gegaan het met my probleme nie. Ek sou na iemand anders toe gegaan het. Maar my pa was teenwoordig, hy was geduldig, en hy het nog steeds geguide, al was ek unguidable. Dis wat jy moet doen. Wees net teenwoordig. Jy's nie perfek nie, maar jy is hier. Well done, pa. Well done. Kom ons sê hulle net hande klap. Dit voel op my hart dat ek net ietsie wil doen. Sal al die paas vir my net staan asseblief.
Ek wil hê die mense om die pa, sal julle net julle hande uitstrek of net aan die pa langs in jou raak. En ek wil hê ons moet regtig inbid vir hulle. Die Here sê wat 2 of meer saamstem, so sal dit wees. En ons gaan bid vir geluk. Ons gaan bid vir krag. Ons gaan bid dat hulle deur die moeilikste tye kan gaan, maar nog altyd aan die Here se kleed gryp. Nooit aan die wêreld se kleed nie, maar altyd aan die Here se kleed gryp. Min word daar gebid vir ons paas. Vandag gaan ons as 'n kerk saam bid vir ons paas. Is julle reg? Here, baie dankie vandag dat ons vir ons paas hier voor ons kan bid. Here, dankie dat U hulle gestuur het om ons te lei. Here, dankie dat U hulle gestuur het vir ons, om vir ons te wys hoe om konings, priesters en profete te wees van 'n huishouding. Here, dankie dat hulle teenwoordig is in die mense om hulle se lewens. Dankie dat hulle streef om die beste pa te wees vir hulle kinders. Here, dankie dat U hulle gestuur het om die Vaderhart vir ons te wys op aarde. Here, ek kom nou en ek seën elke pa wat hier is. Ek bless hulle. Ek breek elke band wat die vyand oor hulle probeer hou. Ek breek dit nou in die naam van Jesus Christus. Vyand, los hulle nou in die naam van Jesus. Die doodskade wat oor paar van die paas hang, ek breek daai dood wat oor hulle hang nou in die naam van Jesus Christus. Jy sal lewe en jy sal gesond word. Ek breek daai kanker wat in die paas hierso is. Ek sien hier's 'n pa of 2 wat kanker het. Ek breek daai kanker nou in die naam van Jesus Christus. Ek bid gesondheid, geluk en vreugde oor die paas wat hierso staan, sodat hulle kan beweeg en nie net paas sal wees vir hulle kinders nie, maar geestelike paas sal wees vir die mense in die kerk om hulle. Ek seën en ek bly die bloed van Jesus Christus oor hulle. Ek bid dat hulle werklik sal staan as mighty warriors. Yster sleep yster en hierdie paas en hierdie kerk gaan mekaar leer skerp maak. Hulle gaan yster vorm, want hulle gaan mekaar accountable hou om die beste pa te wees wat hulle kan wees. Ek seën hulle in die naam van Jesus. Amen.